Liewe luisteraar, ek groet u in die naam van ons Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ja, dis vir my 'n aangename voorreg om weer saam met u te kuier met 'n boodskap vanuit die woord van God. Ek hoop, glo en vertrou dat dit goed gaan met die een en elkeen. Nou, ek wil sommer dadelik met die deur in die huis val, deur aan u te sê dat ek 'n man deur die evangelie volgens Johannes leer ken het wat siek was vir 38 jaar lank. Hierdie man was verlam en in al daardie 38 jare moes hy maar sukkel sien en kom klaar met sy gebrekkige toestand. Maar daar het vir hom verlossing en genesing gekom deur die wonderwerke van ons Here Jesus Christus. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Dit bring my na vandag se woord, wat kom uit Johannes 5, verse 1 tot 15, en wat dan handel oor die genesing van die siek man in Bethesda. Jy is ook welkom om die Bybels oop te maak en saam te lees uit Johannes 5, verse 1 tot 15. En vir die doeleindes van hierdie woord gebruik ek die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel. En dan net so vir interessantheid, voordat ek die skriflesing doen, wil ek u vertel dat daar selfs verskeie liedjies geskryf is oor die bad van Bethesda, onder andere die liedjie Bethesda deur die Booth Brothers, en ek haal van die lirieke aan as volg. En die liedjie lui: Bethesda, healing water, where the angel troubled the calm with power and with mercy, brought the gift of God's healing balm. Near the steps of the pool called Bethesda, a lame man in misery lay. Though he cried, someone rushed in before him. And the touch of God's healing he felt. Then came Jesus, Lord and Master, who took all the man's sorrow away and left him there rejoicing, as he healed him completely that day. As he healed him completely that day. Ja, wat 'n pragtige liedjie is dit nie. Daar is verskeie ander liedjies ook wat geskrywe is rondom die bad van Bethesda. Maar goed, laat ons dan nou oorgaan na die skriflesing toe. Ons gaan nou lees uit die Bybel uit Johannes 5, verse 1 tot 15. Hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: Wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom: Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. En Jesus sê vir hom: Staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword, en sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê toe vir hom wat genees was: Dit is Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle: Hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê: Neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom: Wie is die man wat jou gesê het: Neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar 'n skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: Kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. In die laaste vers 15, die man het gegaan en aan die Jode vertel
dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Tot sover. Geseënd is die wat die woord van God ontvang en dit in hulle harte bewaar. Amen. Ja, liewe luisteraar, ons lees hierso in vers 1, hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. Teen die agtergrond van daardie tyd was dit heel waarskynlik die Paasfees. Vir Jesus was die eerste jaar van sy openbare optrede ook nou verby. En in hierdie eerste jaar het hy vir 8 maande in Jerusalem en oral in Judea gepreek, en vele mense het in hom geglo. Selfs in Samaria was daar vele wat in hom geglo het, en in Galilea het daar gedurende die laaste 4 maande ook groot bewegings gekom. In elke stad en dorp waar Jesus gekom en bedien het, was die daaglikse onderwerp van gesprek oor die woorde en die wonderdade van Jesus. Dit blyk uit Johannes 5 dat Jesus se disippels in Galilea agtergebly het. Jesus het dus alleen opgegaan na Jerusalem vir die Paasfees. Nou op die Sabbat het Jesus deur die Skaapspoort gegaan na Bethesda. Nou die Skaapspoort was 'n hek in die stadsmuur van Jerusalem, naby die tempel, waar deur die skape wat geoffer moes word, gebring is. So hulle daar deur die Skaapspoort gegaan. Nou die Hebreëse naam Bethesda beteken dan ook huis van barmhartigheid. Nou hier by Bethesda was daar 'n groot bad. Vers 2 sê dit was 'n bad met 5 pilaargange. Rondom hierdie bad was daar breë galerye gebou, met die oog op die menige siekes, wat daarin gekom het vir genesing. Jy sien, hierdie bad het genesende krag besit. Onder die siekes was daar blindes gewees, daar was krepeles en verlamdes, wat vir die roering van die water gewag het. En op 'n bepaalde tyd, of bepaalde tye, het die water in die bad in beweging gekom. En miskien het daar dan water van 'n onderaardse bron daarin uitgestort. Die sieke wat na die opborreling van die water dadelik eerste daarin gegaan het, het genesing gekry van die siekte waaraan hy gelei het. Hulle het geglo dat 'n engel telkens neergedaal het en die water geroer het. Het is nie heeltemal onskriftuurlik om die werking van so 'n natuurkrag aan 'n engel toe te skryf nie. So 'n genesende werking van die bron is die werk van Gods genade, wat dan ook die kragte in die natuur beheers. Maar ook hier in Bethesda het daar 'n taak vir Jesus gewag, wat hy deur dit woord en daad dan moes verrig. Nou stel jouself voor in die geestesoog hoe dit moes lyk om daar die bad in Bethesda, soos wat siek mense moes lê om die bad en wag op die roering van die water. Ons kan onsself indink hoe dit moes lyk. Nou kom ons neem 'n groot openbare swembad. Ek dink nie iemand sou om dit eers kon loop nie, vanweë al die siektes wat op die kant van die swembad sit of lê nie. Selfs nie eers op die grasperk reg om die swembad nie. Dit moet verskriklik wees om te aanskou, al die siekes wat daar lê. Nou Johannes verhaal ons in vers 5 as volg. Hy sê, en 'n sekere man was daar, wat al 38 jaar aan sy siekte gelei het. 'n sekere man was daar, wat al 38 jaar aan sy siekte gelei het. Nou 38 jaar is 'n lang tyd. Jesus was met diepe ontferming bewoe, toe hy die siekes sien lê het om hierdie bad, en ook hierdie siekman, wat verlam was vir reeds 38 jaar. Jy sien, liewe luisteraar, die Vader het Jesus hierdie man aangewys, as die voorwerp van sy reddende barmhartigheid. Aan hierdie man wat deur sy sonde gebonde was, kon Jesus die doel van sy koms op aarde toon. Sy koms as Messias en die Verlosser. Hy verlos ons immers van die sonde en van al sy gevolge. Nou hierdie verlamde man het dadelik Jesus se aandag getrek. Hy het so droewig en hulpeloos daar uitgesien in sy toestand. En dan kom Jesus in vers 6 en stel die wonderlike vraag aan hierdie man. Hy vra vir hom die vraag, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Nou in Jesus se gesprek met hierdie man, het hy verneem dat hierdie arme man al 38 jaar
daar hulpeloos gelê het. Hy het eintlik al begin opgee op genesing. Ook dat daar geen hoop op gesondheid meer vir hom was nie. Nou, hoeveel keer het u en ek nie al so gevoel nie? Hoeveel keer het u en ek nie al begin om hoop en moed te verloor in ons lewensstryd met die dinge wat ons kwel en siek maak nie? Of om aan te neem dat ons stryd en die siekte byna verlore is nie. En die verlamde man was egter verras dat iemand nog oor hom besorgd is. En hy antwoord Jesus in vers 7. Hy sê vir hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan een ander een voor my in. Ja, hy het niemand gehad om hom te help nie. Hier verneem Jesus van sy ontsettende hulpeloosheid. Niemand was bereid om hom te help nie. As die water in die bad geroer was, was hy op sy eie genade oorgelaat. Elke mens het net aan hulself gedink. Nou sien ons dit ook nie in vandagse lewe nie. Daar is bitter min goeie Samaritane daar buite, wat hulself nog oor ander ontferm. En nêrens sien ons Gods grootheid en barmhartigheid duideliker, as hier in Bethesda nie. Aan hierdie man het Jesus nie gevra, of hy glo dat hy hom kan help nie. Nee, hierdie man het niks van Jesus geweet nie, en dalk nog nooit eens van hom gehoor nie. Die enigste wat Jesus hier wou weet, is of daar nog 'n verborge verlange in hom na gesondheid was. Dit was vir Jesus genoeg. En dan, liewe luisteraar, in vers 8, kom Jesus met 'n kragtige stem, en sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en loop. Pragtige woorde die, kragtige woorde. Staan op, neem jou bed op en loop. Halleluja, prys die Here van die leerskare. Jy sien vers 9 vertel Johannes vir ons, en dadelik het die man gesond geword. Hy het sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit Sabbat gewees. Die man het eintlik gedink dat Jesus hom wou help, om hom in die bad te kom sit, na die roering van die water. Maar nou is hy genees. Die wonderwerk wat Jesus hier gedoen het, was allemin te groot vir woorde. Hy was ondergedompel in die bron van Gods genade en was verlos. Die ban van wanhoop op herstel en genesing was vir hom gebreek. Hoe heerlik was dit nie vir hierdie man om weer die ryke mense lewe te kan ingaan nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die konflik oor die Sabbat. Jy sien wat 'n blydskap was daar nie in die lewe van hierdie geneese man nie. Maar nouliks was hy binne die poorte van Jerusalem, toe hy berisp word deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Nou hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes, hulle was ywerhaars vir die wet van die Here, of soos dit dan ook bekend staan, as die wet van Moses. Hulle ken geen barmhartigheid nie, nee, hulle ken slegs die strenge gehoorsaamheid van die wet. Hulle weet dat daar in die profesie van Jeremia ook geskrywe is, naamlik Jeremia 17 vers 21, neem julle in ag om julle siele ontwil, dat julle geen las dra op die Sabbatdag en dit inbring deur die poorte van Jerusalem nie. Ons vind dieselfde skrif in Nehemia 13 vers 15. En hulle sê toe in vers 10 vir die geneese man, dis nou die skrifgeleerdes en die Fariseërs, hulle sê toe in vers 10 vir hom, dit is Sabbat, dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Jy sien, die wet van Moses het bepaal dat die Sabbat anders deurgebring moes word as ander dae. Geen mens of dier mag gewerk het op die Sabbat nie. Niemand mag enige iets gedoen het op die Sabbatdag nie. Die genesene het vir die Jode gesê, hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Nou, hy het nie geweet dat het Jesus was wat hom genees het nie. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes het wel 'n vermoede gehad dat het Jesus se werk was. Nou, Jesus het wel hierdie geneese man in die tempel gevind, volgens vers 14. En nou kon hy rustig met hierdie geneese man sit en gesels. En Jesus het hom daarop gewys,
dat sy siekte die gevolg van sy sondes was, en het hom op die ontferming van God gewys. Hy het hom op die ontferming van sy Vader gewys. Jesus sê toe vir hom, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Kyk die waarskuwing wat hier deurkom. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die lamheid was blykbaar die gevolg van erge sonde, wat hy in sy jeug gedoen het. Maar deur die geloof van Gods genade sal hy voortaan lewe en die sondes oorwin. As hy dit nie doen nie, en maar weer in die sonde verval, dan sou daar iets ergers oor hom kom. Liewe luisteraar, ons mag met Gods genade nie speel nie. Die wonders wat Jesus doen, is tekens van Gods barmhartigheid. Die mens wat hierdie tekens ontvang, word opgewek om hom te bekeer. Dan is die gesondheid van die liggaam die begin van 'n baie groter seën, naamlik die gesondheid, die reiniging van die siel. En so dring Jesus dan hierdie geneese man tot geloof en bekering. Die geneese man het toe gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus Christus was wat hom genees het. Oor hierdie genesingsdaad op die Sabbat het die Jode vir Jesus vervolg en wou hulle hom doodmaak. Jesus het geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek ook. My Vader werk tot nou toe en ek ook. Jy sien in Johannes 5 verse 16 tot 23 verklaar Jesus ook sy eenheid met sy Vader. Hy is welkom om dit te gaan lees in die stilte tyd. Maar wat kan ons uit hierdie genesingsverhaal neem en leer ten opsigte van ons eie geestelike lewe? Liewe luisteraar, uit die skrifgedeelte het ons gesien dat Johannes nie hierdie verlamde man se naam genoem het nie. Ook het hy nie beskryf hoe hierdie man lyk nie. Hy verwys net na hierdie man as 'n sekere man. Ons sien dit daar in vers 5, hy verwys net na hom as 'n sekere man, wat 38 jaar lank aan sy siekte gelei het. Hierdie man se naam is u naam en my naam. Hy lyk soos u en ek lyk. Hy het u gesig en hy het my gesig. Net soos die verlamde man, lê ons menige ander langs die bad van Bethesda en wag vir die roering van die water, sodat ons geestelike genesing kan kry. Maar ons probleem is ook dat ons nie in die bad kan kom, na die water geroer is nie. Ons bly dus hulpeloos, verlore en moedeloos op die kant van die bad. Sommige van ons reeds ook al 38 jaar lank. Dit voel vir ons of daar nie meer 'n uitweg of 'n oplossing is vir ons toestand nie. Jy sien, liewe luisteraars, ons is ook almal geestelik verlam. Ons siel is verlam omdat ons afgedwaal het van Gods weë. Ons is verlam vanweë ons sondige natuur. Ons kan nie meer gaan in die weë van die Here nie. Ons hande kan Gods werk nie meer doen nie, en ons ore kan Gods stem nie meer hoor nie. Maar die goeie nuus is, dat alles nie vir ons verlore is nie. Jesus kom by ons eie bad van Bethesda aan, en hy ontferm homself steeds oor ons. Elkeen van ons, in ons hulpelose en verlore toestand. Hy is steeds genadig en liefdevol teenoor ons. Hy is getrou en waaragtig. Hy is elke dag dieselfde. Jesus kom dan tot ons redding, wanneer hy spreek en sê in Johannes 5 vers 24 en 25, Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. En dan vers 25 kom Jesus en dan sê hy ook, Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat het gehoor het, sal lewe. Amen. Jesus bedoel hiermee dat u en ek wat afgedwaal het en dat sonde lewe, nou kan opstaan deur sy woord, net soos die verlamde man opgestaan het op sy woorde. Daar moet egter by ons 'n wil wees om genees te word.
Daar moet by ons 'n diepe sielsverlange wees, om 'n nuwe lewe te ontvang uit die hande van Christus Jesus. En eenmaal in die dag van die opstanding sal Jesus vir elkeen van ons, wat sy woord gehoor het, opwek tot die opstanding van die lewe. U sien, liewe luisteraar, wanneer ons siel verlamd en dood is, kan die Here ons weer roep tot die blye lewe in Gods gemeenskap. Hy is 'n liefdevolle en genadige God, wat sy kinders kom genees, sodat ons die saligheid sal ervaar van die ewige lewe wat op ons wag. Laat ons dit aangryp met beide hande. Sien, Jesus genees, hy is die Seun van God wat kom verlos het, kom red het, en kom saligheid gee het, aan die wat hulpeloos en verlore sit, by die bad van Bethesda. Hy vra vir u en vir my vandag, wil jy gesond word? Hy vra vir u en vir my vandag, wil jy gesond word? Hy sê vir u en vir my ook vandag, neem op jou bed en loop. Sondag nie meer nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Amen. Ons maak die oë toe, ons bid tot die Here. Hemelse Vader, ek dank U dat ons in U teenwoordigheid mag kom, deur U Seun Christus Jesus. Ek loof en prys U vir die almagtige, algenoegsame God wat U is, wat hemel en aarde geskape het. U alleen is waaragtig en getrou, Here. U alleen is heilig en rein. Word dan nou ook verheerlik in hierdie dag, Here. Here, ek dank U vir U wonderlike bonatuurlike genesingsdade. U is 'n God wat sy kinders wil genees. Ja, U is Jehovah Rapha, die God van genesing. U wat fisies genees, emosioneel genees, geestelik genees. U is ons ewige geneesheer. Wanneer ons self verlam by ons eie bad van Bethesda sit in hulpeloosheid, in verlorendheid en moedeloosheid, omdat ons deur ons sondes afgedwaal het van die weë, is U nog steeds daar om ons geestelik te genees en te herstel, sodat ons U saligheid en heerlikheid mag ervaar, met die wete dat ons die ewige lewe sal beerwe. Dankie Here dat wanneer ons sondes bely, U getrou en regverdig is, om ons sondes te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtighede. Dankie dat ons, soos die verlamde man by die bad van Bethesda, ook genesing ontvang en dat ons bed kan opneem en loop as 'n genesene. Help en lei ons deur die Gees, Here, dat ons nie sal loop en weer sondig, sodat daar iets erger met ons sal gebeur nie. Behoed en bewaar ons asseblief, dat ons alle versoeking sal weerstaan. Ek bid dit in die wonderlike naam van Christus Jesus, die naam bo alle name. Amen en amen. Liewe luisteraar, gaan in die vrede en vreugde van ons hemelse Vader. Mag jy elkeen 'n wonderlike en 'n geseënde week hê, tot ons weer mekaar groet. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.